hartlike goeie dag. Baie welkom weer by ons gebedsversoekprogram van my Yvonne Besuidenhout. Ansie Smit. Dit is heerlik om weer saam met julle te kuier en dit is so lieflik om te sien. Ons weer begin 'n bietjie warmer raak. Ons sien uit na lieflike somersdae. Vandag gesels ons 'n bietjie verder oor die gedagtes. Onthou, ons het verlede keer vertel dat jou gedagtes is eintlik jou stuurwiel. En is dit nie so nie, hulle sê ons baie keer, kyk waar jy ry en nie ry waar jy kyk nie, en so is ons gedagtes ook, want baie keer dwaal ons gedagtes so maklik af en dan gaan ons in verkeerde rigtings. So kom ons gesels 'n bietjie verder vandag daaroor. Onthou, die duiwel probeer op 'n baie listige manier jou aanval en die waarheid verduister en jou gedagtes verduister, sodat jy nie in die lig wandel nie. Die skrywer skryf hierso, op 'n baie listige manier probeer die duiwel ook om die verstand te verduister van gelowiges wat reeds gered is en in die lig wandel. Die oomblik wanneer hulle sekere van Satan se misleidende leerstellings begin glo, tree geestelike verduistering by hulle in. Paulus het 'n hele gemeente teen hierdie baie werklike gevaar gewaarsku. Onthou, baie keer laat ons toe dat mense negatief praat by ons. Ons kyk 'n program op TV, ons kyk op sosiale media en iemand vertel iets en hulle verdraai die waarheid heeltemal en almal glo dit. Hoeveel keer het ons gehoor, daar's weer 'n COVID variant en almal gaan nou weer siek word en daar gaan lockdowns gebeur en dan begin almal te vrees en kort voor lank het almal hoofpyne, nekpyne en hartklopings en alles, want die gedagte het nou hierdie vrees gevang en daarmee geloop. So kom ek en jy wees versigtig waarna ons luister, wie ons toelaat, jammer om in ons in te fluister. En ons moet beraad wees. Paulus skryf reeds vir die Korintiërs, hy sê in 2 Korintiërs 11 vers 3, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Onthou, die duiwel het vir Eva gesê, nee, jy sal sekerlik nie sterf nie, jy sal word soos God wanneer jy hierdie appel eet. So hy verdraai die waarheid, maar hy het nie vir Eva gesê, as jy van hierdie appel eet, gaan God homself van jou verwyder nie, want dan is jy ongehoorsaam gewees teenoor God, en jy gaan geestelik sterf. Hy het al daai dinge, en net so is die duiwel, hy kom vertel jou net die mooi goedjies, die goedjies wat jy wil hoor, maar die nagevolge daarvan weerhou hy, sodat jy kan struikel en val. Want die duiwel gaan nie vir jou ook die negatiewe en die gevare vertel nie, dit is nie sy doel nie. Hy wil net sien jy struikel en jy kry swaar. Ja, die vurige pyle van Satan het toegang tot die gedagtes van 'n gelowige, en dis ook so tot sy hart. Hulle sê altyd, jou gedagtes is die oorlogsveld. Dis waar die gedagtes opkom, dis waar jy moet onderskei en ook die keuses moet maak. Dis waar ons besluite neem hoe om te lewe. Besluite wat uit Satan se sondige voorstelle voortvloei, gee dan ook later leiding tot sondige dade. As ons kyk na Petrus, wat hy van Ananias gesê het, Handelinge 5:3, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Satan het hom beïnvloed om te lieg. En hy dit dan ook so gedoen. Dit was nie 'n demoon wat hom besit het, hy het na 'n verkeerde stem geluister, en daai verkeerde stem het hy dan ook opgetree soos dit. En toe het hy vir die Heilige Gees gelieg, en ons sien wat later gebeur het. Ananias het 'n eie besluit geneem, dit was 'n eie vrye keuse om hierdie gedagte, hierdie leuen te glo en dit dan ook uit te spreek. En dit het voortgevloei uit die begeerlikhede van Satan se hart, wat dit aangeblaas het in sy hart. So ons moet versigtig wees as ons 'n gedagte het om te weet, van waar kom daai gedagte? Is dit 'n gedagte van Satan? Is dit 'n gedagte van God? Is dit ons eie gedagte? Is dit ander mense se opinie? So ons moet kan onderskei tussen al hierdie gedagtes wat in ons kop kom.
wandel deur die Gees. Ons daaglikse lewe moet onder die leiding van die Heilige Gees gelei word. As dit die geval is, sal ons nie struikel nie. Dus wees ingestel, wees skerp, luister vir die Heilige Gees se influistering in jou oor, bid elke dag, spandeer tyd in die woord van die Here. Hoe meer jy tyd gaan spandeer in die woord, hoe meer gaan jy bewus wees van die Heilige Gees en die Heilige Gees se teenwoordigheid. Word gelei deur die Heilige Gees. Wanneer iemand vir jou iets sê, moet dit nie net sommer glo nie. Sê liewerste vir daardie persoon, ek hoor wat jy sê, maar ek sal by die Here hoor. En dan gaan jy na die Here toe en jy maak hierdie saak bekend by die Here en dan sal die Here vir jou lei op die regte antwoord. So kom ons wees ingeskerp. Galasiërs 5:16 sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Om dit te kan doen, moet ons streng in die voetspore van ons Here Jesus volg. Ons sien daagliks dat mense verkeerde besluite neem, verkeerde dinge doen, vir een rede, hulle volg hulle eie kop. Die Here Jesus het tog vir ons duidelike voorbeelde gestel reg deur die woord. Hy het nie een keer gesondig nie. Hy was hoeveel keer in dalk in 'n situasie waar hy in versoeking gestel was, maar nie een keer het hy toegegee nie. Hy het die dissipline gehad. Ja, julle sal sê, maar dit is God. Dit is so, hy is God. Maar hy gee vir ons, deur die Heilige Gees, daar dieselfde vermoë, want hy wat in ons bly, is tog die een wat ons moet oortuig, nie die wêreld nie. So kom ons maak ons oë toe. Ons bid elke dag en sê, Here, maak my ore en my oë toe vir die inspraak van die duiwel, vir die inspraak van die wêreld, vir die inspraak van die vyand, sodat ek deur die Gees gelei kan word. Romeine 13:14 sê, beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Elke besluit wat ons neem moet eers bidend oorweeg word om te verseker dat dit aan Bybelse riglyne voldoen. As die Bybel vir jou sê, moenie steel nie, dit is verkeerd, dan is dit verkeerd. As die Bybel vir ons sê, moenie doodslaan nie, dan is dit reg. Moenie dat iemand vir jou kan oorreed en sê, nee, dit is ons vyande, ons moet hulle doodslaan nie. Nee, dit is nie die wil van die Here nie. Kom, laat ons versigtig luister na die riglyne, na die verordeninge wat God vir ons in sy woord gee en ons volg dit, dan sal ons nie skade ly nie. Ja, kom ons toets die geeste. Elke idee of leerstelling wat jy het, moet jy onmiddellik toets. Stop en besluit van waar kom hierdie gedagte, van waar kom hierdie leerstelling. Is dit 'n leerstelling wat die waarheid beklemtoon, die leerstelling die gees van die waarheid, of is dit 'n misleidende gees? Ons hoor so baie dikwels van jong mense wat sê hulle het stemme gehoor of gedagtes gedink, en ons moet regtig ons jong mense, ons kinders leer om te onderskei tussen hierdie geeste, dat jy werklik as jy iets dink, of iets hoor soos Yvonne gesê het, of iets lees, dat jy dan vir jouself besluit, is hierdie wat ek gehoor het of wat ek gesien het, kom dit van God, is dit in lyn met die woord, of is dit nie? En dan moet jy onmiddellik dit terugvat na die woord toe en sê, Here, ek erken, dit kom nie van U nie, en ek verwerp dit, onderwerp jou dan in die woord. So baie keer sien ons dat jong mense, hulle word deur mekaar, want een oomblik hoor hulle dit, en hulle sien dit, en een oomblik lees hulle dit op sosiale media, en die ander oomblik. So hulle weet later nie meer, wat 'n gees is dit nie. Maar ons moet hulle leer en onderrig om hierdie geeste te toets. Selfs ons groot mense het nodig om dit elke dag te doen. Baie keer kom daar die idee by jou op, en dan dink jy, van waar kom dit? En dan moet jy onmiddellik stop, en vra van waar kom dit, ondersoek jouself, en as dit nodig is, nie as dit nodig is, jy verwerp dit, en vra vergifnis, en ondersoek jouself 'n bietjie, van waar kom hierdie gedagte of hierdie idee? Die woord sê vir ons ken slegs nou ten dele, maar later sal ons, as ons eendag bo in die hemel kom, sal ons God se woord werklik beleef. Die Bybel leer ons elke dag wat die antwoorde is. Dis hoekom dit ook so belangrik is om goeie kennis van die woord te hê, sodat ons dit kan gebruik. Ek wil net aanhaal daar Psalm 110:10 sê,
Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat U dien, het ware insig. 'n wonderlike vers om jouself te verryk en te sê, Vader, ek het nie wysheid in hierdie situasie nie, ek het nie 'n antwoord nie, maar dankie dat U sê wysheid begin by die dien van die Here, en dat jy nou kan bid en vra vir wysheid in die situasie. So toets elke gedagte. As dit opkom by jou, stop vir 'n paar sekondes en vra, waar kom hierdie gedagte, waar kom hierdie leerstelling, waar kom hierdie idee vanaf? So dis belangrik om 'n paar, ons is so geneig as jy iets gehoor het of gesien het of gedink het, dan praat ons sommer dadelik. Maar stop vir 'n paar oomblikke en herdink dit en dan reageer jy. So dis baie belangrik, dus elke dag, elke oomblik hierdie geeste sal ondersoek en dit sal toets. As ons kyk 1 Korintiërs 13:2, want nou sien ons deur die spieël in 'n raaisel, maar eendag sal ons van aangesig tot aangesig. Nou ken ons ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken, net soos U ten volle geken is. As ons dan ook kyk na 1 Johannes 4:8, geliefdes, moenie enige iets glo, of enige een glo wat sê dat hy die gees van God het nie, want daar's baie vals profete in hierdie wêreld, maar ondersoek elke gees of dit van God kom of nie. Ons sien baie keer, selfs van preekstoele af, dat mense dwaalleringe of die waarheid verdraai. So toets ook hierdie geeste wat jy hoor. Wees versigtig wat 'n programme jy kyk. Wees ook versigtig wat jy lees, want ons weet ook in hierdie laaste dae sal daar baie meer dwaalleringe, valse profete kom. So ondersoek dit gerus. 2 Korintiërs 11:14, en geen wonder nie, want die Satan self het verander hom in 'n engel van lig. Die Satan kom om leuns te versprei, hy maak valse voorstelle en hy verdraai die waarheid. So toets hierdie gees. Ja, daar is definitief 'n baie fyn lyn tussen die waarheid en die leuen. So daarom is dit belangrik dat ons die Bybel ken, dat ons die Bybel kan verstaan, sodat ons weet wat in die Bybel staan. Ek dink aan byvoorbeeld, ek en my man net oor die naweek wat verby is, het ons TV-program gekyk van die verhaal van Jeremia. En alhoewel ons die verhaal goed ken, kan mens nie altyd alles onthou nie. En na dit het ek teruggegaan na die Bybel toe en weer van die stukke gaan lees om te kyk, ja, ons weet hulle dramatiseer films, so hulle voeg maar 'n bietjie by en so aan, maar is nogtans belangrik dat ons altyd die waarheid weet. Daarom is dit belangrik om die Bybel te ken. Matteus 7 vers 15 sê, maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens plig tog nie druiwe van dorings of vye van ditsels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle dan aan hulle vrugte ken. Ons weet daar is baie mense wat, veral in hierdie tyd wat ons nou leef op aarde, is die sosiale media wyd. Elke persoon wat 'n mikrofoon optel, wil 'n opinie lewer. Of hulle die kennis het of nie. Baie mense hoor net iets van 'n prediker en dan glo hulle dit. Daarom sê die Bybel vir ons, wees versigtig vir hulle, wat kom soos wolwe in skaapsklere. Laat ons versigtig wees aan wie ons ore uitdeel. Baie keer onthou, die baie mense is ook net mense en hulle kan ook foute maak. Maar ons moet, wanneer 'n prediker vir jou al hierdie mooi dinge net heeltyd voorhou, van hoe dit goed gaan en nooit vir jou waarsku nie, en nooit vir jou sê, bly weg van die valsheid nie, moenie dit doen nie, moenie dat doen nie, dan moet jy bekommerd wees, want dan is hierdie persoon besig om sy eie gehoor te streel en ook dan wil oorgee na die ander mense toe. Baie doen dit vir eie gewin, maar kom ons wees versigtig daaraan.
Al opinies en uitsprake van mense moet eers getoets word deur dit noukeurig met die Bybel se waarhede te vergelyk en ook deur aanhalings uit die Bybel in hulle volle konteks te lees. Partykeer gee iemand vir jou net 'n skrifgedeeltetjie. Mense is geneig om net dit wat hulle pas uit te haal. As ons byvoorbeeld dink aan al die seëninge, dan sê die Bybel, as jy my verordeninge volg en dan sal al hierdie goeie dinge met jou gebeur. As jy dit nie volg nie, sal die slegte dinge gebeur. Maar die mense stop daar, want hulle wil tog nou nie vir jou sê, jy moet die Here volg nie, jy moet vir hom luister nie, jy moet dit doen of dat doen nie. So dan gebruik hulle net dit wat vir hulle pas. Valse profete haal dikwels teks uit verse, maar hulle verklaar dit buite hulle verband om by valse leerstelling aan te pas. Ons sien ook in hierdie tyd wanneer ons weet die einde is naby, hoe gebruik verskillende predikers hierdie waarheid om te verdraai, om die mense verward te maak. Onthou die duiwel se doel is om ons te wil verward maak, ons de mekaar te maak. Onthou hoeveel keer sien ons in die Bybel wat wanneer die Israeliete teen hulle vyande gaan veg het die Here partykeer 'n verwardheid aan die laar van die vyand gestuur en hulle het onder mekaar beklei. So wil die duiwel ook hê ons moet verward wees, maar kom ons wees versigtig en toets alles wat ons hoor, ook soos Ansie net nou gesê het. Ja, weerstaan die boosheid. Alle bose gedagtes en dade moet weerstaan word, sonder om op enige manier daarmee kompromie te maak. Efesiërs 5:11 En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Alles wat met die koninkryk van die duisternis geassosieer is, moet streng verwerp word, omdat elke bose werk die vrug is van 'n lewe wat op pad is na die verderf. As ons kyk na hierdie leuns, die onwaarhede, al hierdie dinge is daar om ons weg te neem van God se teenwoordigheid. Jy begin twyfel aan God se woord. Jy glo nie, en bovenal steel hierdie gedagtes ook jou vrede. As ons kyk na 1 Korintiërs 6:9-11, of weet julle nie, dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie, moenie dwaal nie. Geen oreerders of afgodedienaars of egbrekers, of wel lustige dinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Soos ons gesê het, as hierdie gedagtes nie in lyn is met God se koninkryk nie, jy kan dadelik onderskei, is dit in lyn met God se koninkryk? Is dit in lyn met die koninkryk van duisternis? En dan weet jy dadelik, is dit 'n bose gedagte, is dit 'n bose idee of 'n leerstelling? Ja, ons moet beslis baie versigtig wees om nie die werk van die vyand te probeer regverdig nie. Jy weet, dit is soos wanneer 'n man byvoorbeeld sy vrou gedurig deur mishandel. En hy sê, ja, maar ek was baie moeg van die werk af en ek het baie spanning by die werk. Dit maak dit nie reg nie, dit is verkeerd. En so ook, wanneer mense verkeerde boodskappe uitstuur, en ons moet nooit toelaat dat die verkeerde dinge geregverdig word nie. Ons moet dit nie goedkeur nie, ons moet dit definitief net verwerp. Die woord sê waak en bid. Dwars deur die Bybel sien ons dat ons moet waak en bid. 1 Tessalonisense 5:17 sê om bid sonder ophou. En dit is so, ons kan nie bekostig om op te hou bid nie, ons moet waak. Onthou, Jesus het ook vir sy disippels gesê, julle moet waak en bid. Dit is 'n bekende feit dat die duiwel en sy bose geeste by 'n volskaalse oorlog teen die heiliges betrokke is. Hulle is definitief besig om al hoe meer toe te skerp, want hulle weet hulle tyd raak min en hulle wil soveel as moontlik mense saamneem. So terwyl ons nog steeds in ons menslike liggame is, en ons gedurig blootstel aan versoeking en verleiding deur ons sintuie. Die Here Jesus het aan sy disippels gesê,
In Matteus 26 vers 41, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Ons moet bid om van die bose bewaar te word. Daarom bid ons elke dag, Here, lei my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose. Want die Here het geweet, onthou dis 'n geestesding, dit is nie teen vlees nie, want die geeste is hulle wat ons nie kan sien nie, wat dinge in ons oor kom fluister, dinge wat ons aanpor om te doen, maar die Here ken die hart. Hy sê in Matteus 6 vers 13, soos ek nou gesê het, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Here weet alles, hy ken alles. Ja, weerstaan elke verkeerde gedagte wat van die vyand afkom. As jy 'n gedagte kry, soos ons alreeds gesê het, ons kan dit nie genoeg beklemtoon nie, toets daai gedagte, van waar kom daai gedagte? As ons dan kyk na die woord Jakobus 4:7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Onderwerp jou aan God en sy woord, sodat jy die duiwel kan weerstaan. Trek die volle wapenrusting aan. As ons gaan lees Efesiërs 6:10 tot 11, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Gaan kyk 'n bietjie weer na Efesiërs 6, gaan kyk in verskillende vertalings wat hierdie wapenrusting is. En as ons dan kyk na veral die helm van verlossing, daai helm van verlossing gaan ook jou gedagtes beskerm as jy dit aantrek. So gaan lees 'n bietjie in verskillende vertalings oor die Efesiërs 6, die wapenrusting van God. En dan moet ons ook kyk na vers 12. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste van die sondige wêreld en die bose geeste in die lig. Onthou, ons het die krag om die bose te herwen, omdat Jesus hom reeds oorwin het. Lukas 10 vers 18 tot 20, toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie, maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemel opgeskrywe is. Dit is al waarvoor ons nou tyd het. Ons wil julle aanmoedig om 'n bietjie te gaan lees met al hierdie skrifte wat ons vir julle gegee het. As jy dit gemis het op die TV-kanaal, gaan gerus op die YouTube of op Facebook, luister weer na hierdie en skryf dit neer en weerstaan die werk van die duiwel, aansien die versoeke van die week. Ja, as ons gaan kyk, ons het twee dankbare luisteraars wat gesê het, baie dankie. 'n persoon wat lank gebid het vir werk, het werk gekry. 'n persoon wat ook baie siek was, is genees en is op die herstelpad. Ons het baie versoeke gekry, nog steeds vir genesings. En dan ook baie, ons weet, dis Halloween maand, so ons bid, ons weet, dit kom nie van God nie, dis ook 'n gees van duisternis, so kom ons bid ook daarteen. En dan ook vir die matrikulante wat in 2 weke se tyd begin om eksamen te skryf. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om te kan intree vir ander. Baie dankie dat ons vandag weet dat ons wysheid van U kry en dat U vir ons wysheid gee in elke besluit, met elke gedagte wat ons dink, dat ons wysheid sal hê en insig sal hê. Ons kom en sê vir U dankie vir hierdie werk wat U voorsien het. Dankie ook vir hierdie tannie wat U genees het en dankie dat ons kan intree vir die matrikulante, dat U vir hulle wysheid en insig sal gee, ook om hierdie eksamens te kan skryf. Vader, ons kom ook en ons bid vir vrede, vir liefde in hierdie volgende maand, die Halloween maand, en ons kom bid dat U ons versterk, dat U ons jong mense, ons kinders sal help, om hierdie versoeking te weerstaan, en nie deel te neem aan die gees van duisternis nie. Ons prys en ons loof U, dankie vir die voorreg, wat ons het om vir mekaar te kan intree. Ons bid dit als in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Tot ziens, tot de volgende keer.